Liefdes, wat 'n voorreg om vanmôre saam te wees in die gemeente, kinders van die Here, koninkryk van die Here, in sy teenwoordigheid te wees en te weet dat hy is die een wat vir elkeen van ons koester. Armand, vir julle, Jaco en Philip, een van die groot dinge in 'n mens se lewe, en dit is nie waar van almal nie, maar van Audrey se lewe, was dat sy haar lewe geleef het in die teenwoordigheid van God. En daarom is vandag se geleentheid om God te verheerlik en al die eer aan hom te bring vir die feit dat Audrey hom geken het, vir julle as gesin, en dat julle in sy teenwoordigheid kon leef, kon groot word, en die Here kon leer ken as 'n lewende entiteit binne in ons aardse lewe, in ons aardse bestaan. Een van die groot goed in 'n mens se lewe is, dat lewe word nooit vernietig nie. Lewe gaan nooit dood nie. God skep lewe. Hy gee lewe. Vanuit die moederskoot 'n geboorte, in 'n nuwe lewe, in hierdie wêreld, wat baie eise stel, wat vir ons in 'n sekere sin kom vasgryp om met en in die teenwoordigheid van God in ons lewens, hierdie lewe hier te kan lewe. En die geweldige wanted wees, weet nie, hoe moet ek dit sê nie, van God se kant, om Audrey ook in die ewige lewe te kon ontvang. Terwyl julle ook, ons ook, nou reeds deel het aan daai ewige lewe in die teenwoordigheid van God. En sy het dit op 'n baie kosbare manier, deur haar leefstyl, haar identiteit, God binne in haar, deur sy gees, het sy daai lewe geleef, en daai lewe gevier. En nou is hy tot in alle ewigheid, en dit beteken, daar's nie einde nie, by God in sy teenwoordigheid. En weet ons ook, dat almal van ons, binne 'n redelike tyd, party kort, party lank, maar met deur God se genade, dat ons ook bevoorreg sal wees, om saam daar te kan wees, tot eer van die Here. Ek en Annie het nou vanmôre ons stilte tyd gehou, en in die gedeelte wat ons gelees het vanmôre, toevallig, Kolossense 1 vanaf vers 11, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhard. Ek dink geduld was een van Audrey se uitstaande kenmerke wat ek beleef het, soos ek haar leer ken het, en hoe sy geleef het. Dan staan daar vers 12, met blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die erfenis, wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Dit som vir my alles klink klaar perfek op, om vir ons te sê, God, laat ons deel
En daai ewige erfenis wat hy vir ons voorberei het. Vers 13, hy het ons uit die lig, uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. As ek kyk na julle lewe, Armand, oor jare, en ek sien dit wat ek hier lees, raak in julle leefstyl en hoe julle onder die heerskappy van God en sy woord, sy seun gelewe het. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Die verlossing verkry deur die vergifnis wat God gee. Ons eer die naam van die Here vir Audrey se lewe. En ek weet, dit was 'n lang lewe. Armand, die 26ste April sou hulle 50 jaar getroud gewees het. En wat 'n voorreg in vandag se tyd veral. Daar's nie baie mense wat daarby uitkom. Maar om so lang lewe met mekaar te kon deel en die vreugde daarvan te kon belewe in julle verhouding, omdat God in julle verhouding is en was. En daarom ook die kalmte en die rustigheid met Audrey se heen gaan. En die vrede wat die Here vir julle gee. Vir my ongelooflik kosbaar om dit te beleef. Kom ons bid. Here onse God, baie, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om vanmôre by mekaar te wees in u wonderlike naam. By mekaar te wees in die wete dat u hier is. Dat u die God is wat lewe tot in alle ewigheid. U die een is wat lewe gee, wat lewe neem. Inneem by u. In die ewigheid tot in lengte van dae. En daarom, Here, wil ons deur ons skriflesing en ons oordeenking vandag vir u baie, baie dankie sê vir Audrey se lewe en Here vir die mag waarmee u haar bemagtig het om u liefde te leef en lief te hê bo alle grense uit. Here, om swaar kry te kon dra, te kon hanteer. En ons weet, veral hier teen die einde van haar lewe, is dit verskriklik moeilik. Sonder een enkele woord van kla teenoor u, het sy dit gedra, het sy blymoedig gelewe tot eer van u naam. Here, ek wil vir u baie dankie sê, juis omdat Audrey was, wie sy is, dat sy in haar siekte, in haar swakheid, dat sy steeds vir Armand kon dra, vir hom kon bemagtig, vir dit waarvoor die Here vir hom geroep het, ook in hierdie lewe. En Here, dit is kosbaar om dit te kon beleef, dit te kon sien en dit te kon weet. En daarvoor, Here, sê ons vir u baie, baie dankie. Dankie vir u genade. Wanneer ons nou uit die Bybel uit gaan lees, pleit ek, Here, dat u deur die Gees u woord lewend sal maak in elkeen van ons gemoed, in ons hart. Ons loof en ons prys u wonderlike naam. Amen. Ek beleef iets van hier staan in die tyd wat ek hier kon dien en kon preek en kon doen. En Armand, as jy en Audrey ingestap het, altyd ingehaak of aan die hand wat julle mekaar lei, en dan voorkom sit het, of hier of daar, dit is vir my so reël, so sy's hier.
Dis my ongelooflik om net te beleef in my eie hart en dit te kon onthou. Maar ek wil hê ons moet sing 2 liedere en julle het dit op die blaadjies. Lied 510, die eerste en die 4de vers, genade onbeskryflik groot, en dan direk daarna, op vaste fondamente het God sy kerk gebou. En ek wil tog hê, dat julle veral die 4de vers by op vaste fondamente, o Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet, al pynig ons die smarte, al martel ons die leed, die kruis van ons verlosser, sluit ver gesigte oop. In 'n verwarde wêreld, bring dit weer vaste hoop. Dis so 'n anker in hierdie moeilike tyd, wat ons leef. En dat die Here God kom, en hy is die anker in ons hart, in ons lewe. En hy bemagtig ons, om sonder kla, deur hierdie wêreld te gaan, sonder vrees, in die oorwinning, wat God reeds bewerk het. So kom ons sing, al 2 die liedere, vers 1 en 4, genade onbeskryflik groot, en dan op vaste fondamente. Geliefdes, daar is mense wat
via die stream van hierdie diens, die lewendige uitsending van hierdie diens eintlik teenwoordig is saam met ons. En ek wil uit my hart uit vir hulle baie welkom sê, especially for Annabelle. She can't be here, but what a privilege to have everything so that she can listen and enjoy this. Ek wil lees uit Psalm 23, a Psalm of David. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He lets me rest in grassy meadows. He leads me to restful waters. He keeps me alive. He guides me in proper path for the sake of His good name. Even when I walk through the darkest valley, I fear no danger, because You are with me. Your rod and Your staff, they protect me. You set a table for me right in front of my enemies. You bath my head in oil. My cup is so full, it spills over. Yes, goodness and faithful love will pursue me all the days of my life, and I will live in the Lord's house as long as I live. Geliefdes, die 6de vers se laaste woorde is die 6de vers se laaste woorde is verskriklik belangrik wat ek wil onderstreep met die oog op hierdie diens. I will live in the Lord's house as long as I live. Vir Armand hulle en die familie is dit baie belangrik dat ons spesifiek binne in die hele Psalm hierdie teks uitlig en dra, omdat dit die troos is, die versekering is van waar Audrey op hierdie stadium is. Yes, goodness and faithful love will pursue me all the days of my life, and I will live in the Lord's house as long as I live. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En dan spesifiek so, omdat Audrey met haar hele hart, met haar hele lewe, haar hele styl so geleef het, soos iemand wat kinders toegewikkel is in God se teenwoordigheid. So 'n ervaring van veilig wees in die nabyheid van God. Nie teen die einde van haar lewe was dit eintlik bitter moeilik, baie swaar. En op 'n manier het die teenwoordigheid van God in haar lewe dit vir haar moontlik gemaak om deurlopend met waardigheid te kon lewe. Baie keer sien 'n mens as mense letterlik alles verloor in die vergetelheid, dat hulle tot niet gaan. En met Audrey se lewe was dit nie daar. Binne in haar hart, binne in haar lewe, het sy die krag beleef van die Heilige Gees wat haar gedra het. En daarom het sy momente gehad, selfs tot onlangs, momente gehad waar daar ligpunte gekom het, herkennings gekom het, onthou gekom het. En toe ek met Armand gesels het dit baie duidelik uitgekom, dat in hierdie minsame mens, wie sy was,
en die manier hoe sy hierdie swaar hanteer het sy eintlik die lewe vir Armand en die kinders geweldig maklik gemaak. En Armand, as dit nie daarvoor was nie, dan sou dit baie moeilik gewees het om so getrou aan haar sy te kom staan. Vir die wat nie weet nie, Armand het hier op die laaste dag die hele tyd in Amala, toe sy daar was, het hy dageliks na haar toe gegaan. Dageliks tyd met haar spandeer. Kwaliteit tyd. En ook kwaliteit tyd van haar af ontvang en kon deel. Hy het gesorg dat sy alles wat sy nodig het, dat sy dit kry. Hy het by haar gesit en vir haar gevoer met die lekkerte van die lewe. Dinge wat sy nog kon inneem, wat sy nog kon geniet. En die enigste manier hoe dit moontlik was, Armand, is omdat Audrey dit vir jou maklik gemaak het en moontlik gemaak het. En daarom was dit vir jou 'n hoogtepunt om elke dag getrou na haar toe gaan. Weet jy, die belangrike vir my binne dit is wat Psalm 23 vir ons leer. Dat God die goeie herder is, wat sorg vir sy skape. En daarom loof Psalm 23 God se herderlike sorg vir almal wat in die teenwoordigheid van God leef. Baie prakties gesien, ons kan nie die lewe ingaan sonder die teenwoordigheid van die goeie herder. En Psalm 23 verwoord die hart van die herderlike sorg. En een van die uitvloeisels daarvoor is dat ons so baie keer mekaar wil seën. Ek dink nou maar net aan seën vir 'n voorspoedige nuwe jaar. Seën vir 'n geseënde Kersfees. Seëninge wat ons vir mekaar bring met verjaarsdae. In my familie het ons ook die gebruik om seën toe te bring wanneer ons mekaar se doopdatums herdenk. En 'n kersie bring vir elkeen van die kinders, kleinkinders vir my en vir Annie, op daai datum wanneer ek gedoop is. Want dit is die simbool van God se seën in ons lewens. In die oosterse lande het die Christene daar 'n baie besondere seën gehad wanneer hulle mekaar gegroet het. Die Here het waarlik opgestaan. En dit is aangrypend. Dit is die oorwinning waarbinne ons lewe. Die feit dat die dood is, dat die lewe leef en dat Christus dit vir ons gegee het. En daarom is ons by mekaar in sy naam. Daarom weet ons, Audrey het die oorwinning behaal, sy is by die Here. Die Spanjaarde maak nogal iets hiervan met die woord adios, wanneer hulle mekaar seën, mekaar groet. En daai woord beteken letterlik aan God. Hulle dra mekaar aan God op. En dit is iets wat ons elke dag eintlik moet inoefen. Om my vrou, my kinders, my familie, almal wat oor my pad kom, te groet met 'n seën waarin ek hulle opdra aan God. Ander baie bekende woorde is die gebruik van koram deo, wat beteken om voor die aangesig van God te wees. En dit kan net moontlik wees deur geloof
in 'n teenwoordige, lewendige God, wat invloed het, impak het in my lewe. Wat maak dat ek kan wees wie God wil hê ek moet wees. En dan is ek deurlopend bewus van God se liefde, van sy goedheid, van sy genade. Gister toe ons by die groeigroep was daar by Pieter, wat ook vanmôre hier sit, het ons op 'n stadium gepraat oor God se gasvryheid. En dit was vir my so 'n wonderlike ervaring om die gasvryheid van God te kon gedenk. Hierdie psalm doen dit, as hy praat oor die gulheid of die goedhartigheid van God. In vers 6, die goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly. Die goedheid en liefde, God se gasvryheid, sal my lewe lang by my bly. En daarom is ek tuis in die huis van die Here tot in lengte van dae. Daar kan geen seën in die lewe of in die wêreld wees sonder God. Die openingsverse van Psalm 23, wat seker die bekendste psalm in die Bybel is, vat al hierdie wense saam. Seën, geluk, voorspoed, oordadige teenwoordigheid van God in jou lewe. En daarom, terwyl hy jou herder is, kom jy niks kort. Dis aangrypend. Jy kan niks kort kom nie. En as ek terugkyk en die eer aan die Here gee vir Audrey se lewe, dan is dit wat ons geleer het uit haar lewe, om te lewe in die teenwoordigheid van God. Minsame, oorvloedige liefde, God se liefde, het uit haar gestraal. En Philip en Jaco, vir julle, toe ek daar by julle in die huis kom en na jare weer sien, dit was so lekker. Hulle was by skoolverlaterskampe en daar het net onmiddellik sommer 'n lekkerte in 'n oopheid gekom. En Armand, waar ek belewe het, saam met jou, God se liefde wat straal uit julle oë. En dat ons vir die Here kan dankie sê vir Audrey, aan wie se moeders knie julle alles geleer het. Geleer het om te bid, geleer het om te lewe tot eer. En daarom is die kwaliteite van julle ma so duidelik, oplettend, sigbaar binne in julle lewens. Psalm 23 gaan maak ook 'n draai by die slegte. Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Kyk net, donker dieptes boesem geen vrees in. Sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Die kleinste liggie verdryf duisternis. Duisternis kan nie bestaan waar lig is nie. En daai lig in haar lewe het julle lewe verlig. Julle lewensruimte verlig. En al was die omstandighede moeilik, veral hier teen die einde, al was dit moeilik, kon julle steeds met blymoedigheid die lewe aanpak en deurgaan. Daarom, al gaan julle deur donker dieptes, weet julle, die Here is by julle. En daarom vrees julle nie. Daarom sien julle uit
na die dag, wanneer julle ook kan oorgaan in die volkome lewe by God tot in ewigheid. Ek weet nie of ek met julle gedeel het toe ek saam met julle aan huis was nie, maar van 'n vrou wat terminaal was met kanker. En kind van die Here deur die dia. Op wag dat die Here haar moet kom haal. Daar in Kaapstad by Joostenburg vlakte, by daai restaurant en kwekery, dit is so mooi daar. En sy maak moeite om na elke mens toe te gaan. En dan sê sy, I am in the waiting room of God. Sy wag in God se wagkamer, dat hy haar kom haal. En so sien sy uit daarna. Maar, as kind van God, wat nog in hierdie ruimte leef, het sy 'n verantwoordelikheid. En wil sy dit met almal deel, dat Jesus haar redder is. En doen sy wat sy doen. Elke dag 'n vars kom en tee en kuier, tussen almal wat daar ronddwaal, om Jesus met hulle te deel. En dit is die belangrike ding wat 'n mens ook beleef in Audrey se lewe. Terwyl sy hier was, het julle juist daarin gedeel. Die tyd wat sy in God se wagkamer deurgebring het, dat hy haar kom haal, al was dit hoe moeilik, het sy nog steeds blymoedig dit gedra en kon sy leef. Julle kon uit haar gasvryheid deel of in dit deel, omdat sy in God se gasvryheid gedeel het. Mag die Here vir julle genadig wees, dat waar julle ook al gaan, dat dit julle nooit sal ontgaan, wegraak in die vergetelheid nie, maar dat daar nalatenskap altyd daar sal wees. En dat daai gasvryheid, goddelike gasvryheid, altyd daar sal wees, van waaruit julle kan opereer. En nie net teenoor ons nie, teenoor almal. En dis vir my nog 'n ding, wat ook vir Audrey belangrik was in haar lewe, is die noodlydendes. Mense wat anders is as ons, vir wie dit moeilik is en swaar is. Nou heeltemal apart van dit het ek gelees, iewerste wat Stefan Joubert kwyt geraak het, oor 'n nuwe intrekker in 'n gemeente, en die dominee het hom toe gaan besoek op versoek. En dit het ooglopend duidelik gewees dat hierdie man 'n homoseksueel was. En toe vra die homoseksueel vir die dominee, is ek welkom in jou kerk? En voordat die dominee nog kon antwoord, voeg hy by, is ek welkom in jou hart? Geliefdes, dis 'n verskriklike sterk beeld, wat vir my getuig van Audrey se lewe, en dat ek vir die Here God dankbaar is, vir wat ek kon leer uit haar lewe. En julle veral, wat elke dag daarin gedeel het, dat julle dit kon beleef. Maak nie saak of dit randfigure is, maar alle mense deel in gasvryheid, haar gasvryheid. Wanneer jy gasvry is jy nie uitsoekerig nie. En daarom kan ons ook nie uitsoekerig wees nie. Ons mag nie. Ons kan God se naam groot maak deur te leef uit die lesse van die skrif, soos wat Audrey dit ook in haar hart ervaar het en vir ons geleer het, en hoe sy teenoor alle mense opgetree het. Nooit neergesien het op enige iemand anders nie. Sy het almal aanvaar. Selfs vir my.
En daarvoor is ek so dankbaar en so bly. Geen uitsondering. En dit is ons troos. En wanneer julle in haar nalatenskap, in haar voetspore stap, dan moet julle weet die geringste in die skepping was ook vir haar baie belangrik. En daarom sluit hierdie diens nou af, maar ook Psalm 23 af, met die woorde, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Hierdie hele psalm, wat opvallend is van die psalmdigter, is sy algehele, ononderhandelbare godsvertroue. En dit is so mooi. Soos ek gesê het, al gaan ek deur donker dieptes, God se teenwoordigheid onderskraag my. In u hande is ek veilig. Dawid verwag dit. Hy verwag dat God altyd daar sal wees. Hy verwag God se goedheid en gulheid. Hy verwag God se sorg. Ten spyte van vertwyfeling, kom Dawid telkens terug en glo hy dat hy op God se liefde kan staatmaak. Daar is 'n baie bekende teks wat in die Bybel is, dat wanneer ons dink aan 'n ma of 'n pa, dan vra Jesus, sal hy vir sy kind eerder 'n slang gee as 'n vis, of eerder 'n klip gee as brood? Julle het net die kosbaarste en net die lekkerste vis en brood uit haar hande geëet en daarvan gelewe. Alles deel van God se sorg, God se gasvryheid. En ek glo met my hele hart dat Audrey se hartewens sou wees dat julle sal vashou in julle geloof in Jesus Christus, wat die lewe gee, wat gasvry is, wat ons verwelkom in sy koninkryk. Om weer terug te gryp, en dit is nou meer as net gister se groeigroep se geleentheid, is Psalm 24. Want ek het nou 'n paar begrafnisse en preke, en ek preek Sondag by dagpreek in Dispatch. En ek het 'n preek gemaak in Psalm 27 vers 4, en toe daar, nie net vers 4 nie, 'n hele paar, en toe daar sy opwagting gemaak, en toe gister by die groeigroep, toe is ons weer by Psalm 27 vers 4 onder andere, en ek wil dit lees, dat julle dit hoor. I have asked one thing from the Lord, it's all I seek, to live in the Lord's house all the days of my life, seeing the Lord's beauty and constantly adoring his temple. Want dit sluit vir my so mooi af en aan by vanoggend se geleentheid. Mag die Here vir julle seën. Amen. Here, baie dankie vir 'n voorreg om vanmôre te kon saam wees rondom die Bybel in u teenwoordigheid. En Here, om al die sigbare kenmerke wat ons raak gesien het, raak gehoor het in Audrey se lewe, dat ons dit alles na u toe kan bring. En vir u kan dankie sê, omdat dit so sigbaar was, dat dit u Gees is wat binne in haar hart lewe, wat haar hele lewe beheers het. En Here, dit vir haar moontlik gemaak het om daai kwaliteite uit te dra en uit te leef, sodat ons haar nalatenskap kan eer.
sodat ons U naam kan eer. Amen. Geliefdes, ons gaan nou, wil ek graag vir Armand geleentheid gee om paar woorde te kom sê. Armand, hierdie mikrofoon hier is ingestel, hy's klaar aan, hy's reg. Hulle sit hom maar agter aan as jy praat. Baie dankie. Maar ek wil agter toe. Dan kom net voor om dit afstel. Is dit goed, né? Daar sê ek, hoop ek is op die lug. Liewe vriende en familie, ek wil net baie dankie sê. Eerste instansie aan die Here. Die Here wat vir my 'n lewensmaat vir 'n leeftyd gegee het. Met liefde wat ek net met byvoeglike naamwoorde kan beskryf, anders as onbeskryflik groot. Vir meelewing van 'n leeftyd. Vir ongekwalifiseerde loyaliteit en ondersteuning in alles wat ek in my lewe aangemaak het. Vir die moeder wat sy vir my seuns was, die rol wat sy met haar moederlike voorbeeld, haar liefdevolle begeleiding gespeel het, om hulle te vorm tot die baie spesiale individue en mense in my lewe wat hulle vandag is. En die diep spore wat sy in almal se lewe getrap het, dood eenvoudig omdat sy die vermoë gehad het om dit almal te identifiseer op hulle vlak. Van ou mense by sterwensbegeleiding tot jong mense waar sy by hulle betrokke was, tot klein kindertjies waar sy in hulle gespeel het. And therefore, girls, Eleanor, Aurelia, Alexia, Elizabeth, you may enjoy and cherish for the rest of your days the times that you had with Oma. Maar in aansluiting met Dionisa se boodskap, wil ek vir Audrey huldig en nie haar nalatenskap nie, want iemand wat in 'n lewende verhouding met die Here gestaan het, sal in ewigheid nooit verby wees nie. As jy iemand se nalatenskap huldig, dan huldig jy dit asof jy dink dit is verby met daardie persoon. Dis nooit verby met haar nie. En we can say, Mom, Owa, did not only practice religion. She did not merely take note of God's promises as recorded in the Bible as information. She did not take note of them, she indeed took them to heart. En om daardie rede wil ek vir haar huldig en nie haar nalatenskap nie. En wil ek vir die Here dankie sê vir haar. En wanneer ons so ligtelik daarom dink ons vier die lewe van iemand, kom ons doen dit vandag op so 'n wyse dat ons in die eerste instansie vir die Here baie dankie sê dat hy met haar 'n hand in sy hande aan die aardse hoofstuk van haar lewe in vrede kon afsluit. En dat ons nou kan vier die aanvang, die begin van die ewige tweede volgende hoofstuk van haar lewe in die teenwoordigheid van die Here. Dit is wat ons dan vandag kan vier. Ons sê vir die Here baie dankie vir sy genade. Baie dankie dat sy vir hom geken het. Baie dankie dat sy in sy voete kon wandel. En so eer ons vir haar en nie net haar nagedagtenis nie. Want hy het haar nie van ons weggeneem nie. Hy het vir haar die ewige lewe gegee, hy het vir haar sy genade gegee. Hy gee vir ons die beloftes van sy genade. En daardie beloftes kan ook hierdie tydjie wat ons nou 'n leegheid in ons harte voel, omdat daar plek nie meer hier by ons op aarde is nie. Maar wat in die ewigheidsperspektief maar 'n baie kort tydjie is, gee vir ons die hoop vir almal wat in die genade van die Here leef, op die groot wederziens in sy ewige koninkryk. En ons sê vir hom, dankie daarvoor, ons loof hom daarvoor, en ek kan vir my geliefde net sê, dankie liefling, vir alles wat jy vir my was, vir alles wat jy vir die kinders was, vir alles wat jy vir ons kleindogters was. Ja. En so wil ek dan ook verder net baie dankie sê vir my kinders.
Dankie Philip, dankie Jaco, dankie vir julle liefde, dankie dat geen opoffering vir julle te groot was, om vir ons by te staan, toe ons julle die nodigste gehad het, en julle bystand in alle opsigte en op alle terreine, vir ons gegee het, en dit is net iets besonders. Maar daar is iets anders wat vir my baie besonders is. En dit is dat ek kan sien hoe ma se voorbeeld in julle lewens voortleef op die manier waarop julle lewensmaats vir julle vrouens is, lewensmaats vir Annabel en vir Chantel is, en ouers vir julle kinders is. Baie dankie daarvoor. Ek is trots daarop dat ek dit in julle kan sien. Chantel, Annabel, thank you very much also for keeping things up at home so that Philip and Jaco could come to South Africa for prolonged periods of time, even at your expense, even while they are not with you, but for special days, and that is a gesture of love that I'll never take for granted. Thank you, therefore. Thank you, Eleanor, Aurelia, Elizabeth, Alexia, for reminding us of the memories that you have with Oma. Thank you for the time that you spent with Oma. Every Sunday when you had a chat, it was very, very meaningful and very special to her. We'll always remember it. But Alexia, then you told me something the other day that I'll never forget. When you said to me, Opa, one day we'll all be united with our loved ones again. So girls, we cherish your memories of very special times with Oma. For all of us who love Jesus, we know there are more to come. Thank you for that. Baie dankie ook aan vervolgens aan al ons familie, al ons vriende, en die versoeking is groot om mense uit te sonder, want julle het so baie spesiale dinge vir ons gedoen. Maar as ek iemand gaan uitsonder, gaan ek iemand anders oorslaan en te nakom. So ek wil dit nie doen nie, ek wil net sê baie dankie vir alles wat julle gedoen het. Vir julle besoeke en julle ondersteuning. Vir julle gasvryheid, waar julle ons in julle huis ontvang het, om by ma in die hospitaal uit te kom. Vir julle boodskappe van bemoediging, van meelewing en vir julle sterkte. Ja, vir alles wat julle vir my en Audrey gedoen het. Baie dankie vir julle oproepe, baie dankie vir u wat hier is vandag en vir u wat ingeskakel is, vir u teenwoordigheid, dat u geen afstand of tyd ontsien het om hierdie geleentheid met ons te deel nie. Dit is baie kosbaar. Ja, wanneer ons 'n lewe wil vier, wil ons in hierdie geval net vra dat ons vir die Here dankie sê, dat hy die aardse hoofstuk van Audrey se lewensverhaal met haar in sy hande, daarin hand in sy hande kon afsluit, en dat sy in vrede kon oorgaan, en dat ons nou die begin van die volgende ewigdurende hoofstuk van sy lewe, of van haar lewe, kan vier, aan dankbaarheid teenoor hom, en in dankbaarheid vir sy genade. I'm going to repeat that in English if you allow me. Let us thank God for the conclusion of our earthly chapter of our earthly life in His hands, and that she could go in peace. But let us celebrate the next chapter of eternal life in the presence of Jesus. Let's do it that way. Meneer, baie dankie ook aan al ons vriende, baie dankie vir die teenwoordigheid. Vergun my om vir Dominee Sas vir u baie dankie te sê. Vir u boodskap, baie dankie. Dit sluit aan by al die gedagtes wat ook in my kop gekom het, en dit ook gehelp om dit sistematies te orde. Baie dankie vir die kollegas vir die pastorale bystand, met besoeke en andersins. Baie dankie vir die kerkkantoor. Baie dankie vir die koster en vir die personeel, die dames en Johan in besonder, baie dankie vir jou vir die musiek. Baie dankie
matrone en die personeel van Amala vir die besondere wyse waarop julle vir haar versorg het. Toe sy vir die Here dankie gesê dat sy so goed versorg het, het sy sekerlik julle aandeel ook in gedagte en miskien in die eerste instansie in gedagte gehad. Baie dankie vir julle aandeel. Baie dankie matrone ook dat u die ding uit my hande geneem het en oorgeneem het om die proses met die aandordeliese afsterwe aan die gang te sit wat moes volg. Ja, ons wil vir baie dankie sê vir al hierdie dinge. Vir Dr. Lerm in sy praktyk vir die mediese behandeling, vir Afbop en Apex Synergy vir hulle professionele bystand by hierdie geleentheid en ook vir die dames van die vrouebediening vir die diens wat hulle aan ons gaan lewe. Maar baie dankie vir julle almal se liefde, almal se bystand. U het elkeen iets van die liefde van Jesus aan ons oorgedra toe ons in nood was. U het inderdaad opgetree as instrumente in die hand van die Here. And on behalf of Jaco, I just want to thank Amber Infrastructure and his colleagues at Amber for all the support that they have given him to allow him to give us the support that he wanted to give us. Ek dankie, ek kan wel net sê baie dankie, dankie vir u almal, dankie vir die Here, dankie vir Audrey wat sy vir my beteken en vir kinders beteken het en net dankie. Baie dankie. Dankie Armand. Ek wil die begrafnisbrief vir julle voorhou en dan as ons daarmee klaar is, dan sing ons slotlied, die oorwinningslied, heeltemal gepas en daarna spreek ek die seën uit en dan gaan ek saam met die naby familie Nissie toe om die as te gaan bære. En ons sien uit om julle dan almal by die kerksaal te sien om 'n koppie tee of wat ook al saam daar te geniet. Baie welkom daarvoor. In liefdevolle herinnering aan Johanna Adriana Du Plessis, gebore 14 Augustus 1941, heen gegaan 20 Februarie 2025. Die diens word waargeneem deur myself vanuit die NG Kerk de Gama weg in Jeffreys Bay, vandag se datum die 13de. Op 20 Februarie 2025 het ek die eindpunt van my aardse lewenspad bereik en deur sy genade leef ek nou in die huis van my Here tot in lengte van dae. Ons sing nou die oorwinningslied. Amen.
medebedenaar, die seën van die Here. Ek hou dit vanmôre voor uit Jesaja 62 vers 3. Die Here sal jou soos 'n suurlike kroon in sy hand hou. Jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou. Amen.